geleentheid. Dankie dat ons vanmôre kan luister na die woord van die Here. Dankie dat die woord vir ons môre oopbreek, lewend maak. Here, dat die woord ingang sal vind in die hart en dat die naam van die Here verheerlik en geprys sal word. Kom teen die wat kom om te steel, verslag en verwoes. Breek self vas vanmôre in oor die diens, stel dit kragteloos. Want elke demonies mag agter dit, maak hulle vas met vurige kettinge en dryf hulle uit siel terug na waterlose plekke waar hulle vandaan kom in Jesus naam. En dankie vanmôre, Here, dat U die woord oopbreek vir ons, lewend maak, dat die saad wat uitgaan vanmôre geplant sal word op vrugbare grond en sal Here vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. En ons prys en ons loof en ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Na die kinders van Here sê, Amen, Amen. Die myne sê dat die nacht was, vanmorgen, jy moet die boodskap vanmorgen verstaan, anders gaan jy nie. En ek gaan probeer om stadig, ek wil nie preek vanmorgen nie, ek wil net vir jou boodskap oordra. So, weet jy wat vir my ekskuus, wat vir my regtig waar bekommerd is dat so min kerke praat oor die Gees Israel. En dan verstaan die Gees Israel nie. So min kerke praat en wil praat oor sonde. Want praat jy oor sonde, dan gaan die ouens nie meer na jou kerk toe kom nie. Hoeveel amen is, en jy sê, ons het so pastoor. Nou, dit wat pastoor sê. Die dag toe die Here my aangestel het in die gemeente, my aangestel vir 'n spesifieke doel is om agter die gemeente te kyk. Agter sy skapies te kyk. Nou is ek nie reg leer nie. En die waarheid vertel nie. En die Here het my toevertrou met julle wat hier voor my sit vanmôre. Gaan ek voor hom staan by die dag. En ek moet rekenskap gee. En vertel hoekom ek dit nie gedoen het nie. Kom nou. Almal van ons wat ouers is, kyk verby, almal van ons wat ouers is. Nou kom 'n dag in jou lewe wat jy jou kinders moet raps. Joy het altyd so mooi vir my gesê, blaai hulle boude pastoor. Jy moet hulle rap, jy moet jou kinders stigtig. Buig die boompie terwyl hulle nog. Ja. Nou as jy jou kind net so los, laat die kind maar aangaan en doen wat die kind wil doen en wanneer hy wil doen en vir jou sê wat hy wil sê of sy sê vir jou wat sy wil sê. Want hy kind word groot sonder dissipline. Kan ek jou waarborg, hy kind gaan opland op die tronk en die tronk agterna. As daai kind nie geleer word op 'n vroeë ouderdom nie, gaan hy kind nie dit maak op einde van die dag nie. Net so verwag die Here van my om die regte dinge oor te dra aan julle wat ek in die pad self geloop. Wat die waarheid is en wat nie waarheid is nie. Wat die Here van ons verwag as 'n kind van die Here. As jy wil opgroei in Jesus Christus, luister wat pastoor sê, en jy wil die Heilige Gees gebruik as jou mentor, gaan die Heilige Gees jou leer en lei in alle waarheid. Dis wat die Bybel sê. Amen. En dit haat die duiwel. Want solank jy kan vashou in jou verlede en kan vashou in die wêreld, is hy happy. Want iemand wat volgens die wêreld leef, het nie probleme, hy het nie probleme met daai mense nie. Want hulle doen wat hy vir hulle sê, die Bybel sê, dat die Here ons vrygemaak onder die mag van die prins van duisternis. Ons was onder die mag van die prins van duisternis toe ons gesonde geleef het.
En toe Jesus ons pad langs kom, het hy ons vrygemaak en uitgehaal om die mag van die prins van duisternis en oorgeplaas in die liefde van sy seun. Ons het deel geword van sy koninkryk. Ons is nie deel van die duisternis se koninkryk nie. En omdat hy ons verloor het, die duiwel ons verloor het, sal hy enigiets probeer om weer terug te kry in sy kraal. En hy gebruik eenvoudige dinge, gaan jy wys vanmôre, eenvoudige dinge wat hy gebruik, sodat ek en jy luister kan trap. Nou as ek jou nie leer wat die waarheid is nie, en ek vertel jou nie wat die waarheid is nie, en ek vertel nie wat reg en verkeerd is nie, ek moes hy pad loop, en van baie van die sit, en hy pad ook geloop. As ek jou nie vertel nie, gaan u bloed op my hande wees. Ek is verantwoordelik, want julle is eintlik my kinders, al is julle ouers, ek wil nie sit, as julle eintlik my geestelike kinders, julle is God se skapies. Jesus Christus is die herder van die gemeente, die opperherder, ek is die oppasser, ek is die oppasser van die gemeente, maar as ons werk om julle reg te leer, om te sê, moet nie toegee nie, moet nie sondig nie, moet daai ding nie doen nie, want as dit jy gaan doen nie, gaan julle gevang word deur die duiwel aan buite. Vanmôre se boodskap is eenvoudig, en ek wil vir julle wys vanmôre hoe slim sy is. Want die Bybel sê hy is magtig, hy is nie almagtig nie, né? Ek en jy kan hom en sy koninkryk nie aanvat sonder Jesus Christus nie. Ons kan ons eie kragte niks doen nie, ons het die Here nodig om te doen. Kom ons lees Matteus 13:24-30. 13:24-30. Hy sê, ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Luister wat hy sê, maar terwyl die mens slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet, want vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegt van die huis kom as die huisheer en gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan die goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, luister, hy sê, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Ander Bybels praat daarvan dat die duiwel dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet bymekaar maak? Luister wat hy sê, maar hy antwoord nie dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarom ook uit saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En as dit oestyd is, sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Jy sê almal die woord van die Here vanmôre. Luister mooi. Ons teenstander, adversary, is slinks, hy's gemeen, hy's duister, hy's gevoelloos, hy's geweteloos, hy's agterbaks, en word nie verniet genoem die slang, duiwel, draak, vader van die leuns, striksteller, verwoester, dief en versoeker nie. Elke naam wat ek hier vanmôre noem, wat hy genoem word, weerspieël sy bose karaktertrekke. Ek het vertel, paar keer vertel, dat dit wat hy teen Adam en Eva gebruik het in die tuin van Eden, sy taktiek wat hy gebruik het daar, gebruik hy na eeue nog steeds hier op die aarde. En so baie kinders van die Here trap in dieselfde struik. Ou eeue taktiek wat hy regdeur suksesvol gebruik tot vandag toe.
Dis hoekom die Here vir ons sê, Jesus op homself, ons moet waak en bid. Nie net bid nie, ons moet waak en bid, want die duiwel en sy demone werk nie net in die dag nie, maar is mooi, maar is ooraktief gedurende die nagtelike ure. Ek sal vir u verduidelik later. Hulle is ooraktief deur die nagtelike ure. Daarom my dit nou my boodskap vanmôre. Ek wil kom vanmôre om u sê, nommer 1. In die gelykenis vertel Jesus van 'n man wat goeie, luister wat die Bybel sê, hierdie man het goeie saad gesaai. Nie sleg, hy het goeie saad in sy land gesaai. Jy moet onthou dat die hart vrugbaar is vir saad. Ek laas nie gesê, maak die saak wat dit is nie, dis vrugbaar vir saad. En wat hierdie man in sy hart gehad het, was goeie saad. Die onkruid nie, die onkruid moes van 'n ander bron afkom, wat ons nou gelees het daarvan in die woord. En volgens my, omdat die hart vrugbaar is, en nie kan onderskei tussen wat onkruid is en gewone goeie saad is nie, sal daardie saad wat in jou hart val, sal dadelik begin groei, wortels skiet en vrug dra op die einde van die dag. Want die wet van saai en maai is eenvoudig, saai die saad. Jy moet een ding onthou, die duiwel is nie stupid nie. Al die wette van God in die woord gebruik het teen ons, en hy swaai dit om. Hy gebruik die wet van saai en maai. Want hy weet die wet van saai en maai, die Bybel sê, solank as wat die aarde bestaan, sal die wet van saai en maai ook bestaan. Hy weet dit. Hy weet as hy saad saai, gaan hy saad vrug voortbring. En hy weet as hy saad saai in vrugbare grond nog beter op die einde van die dag. Hy kan sy onkruid daar saai en niemand gaan eens agterkom wat er gebeur het nie. Want het gaan dit vrug voortbring op die einde van die dag, en hy weet dit. Saad in 'n fles of in 'n laai gaan nie werk nie. Saad wat ons wegberg gaan nie werk nie. Dit moet gesaai word, want hy saad, is mooi, die saad is geprogrammeer deur die almagtige God. Dit moet begrawe word en sterf voordat dit kan ontkiem. Maak die saak, hulle ruk terug het gelees, het hulle saad gekry wat eeuwe oud was. Ek weet nie waar hulle in donkie jare ver langs gekom het nie, en die saad het hulle geplant, en die saad het gegroei. Verstaan? Saad moet geplant word, maar 'n saad moet begrawe word, en dit moet sterf voordat dit kan ontkiem. Hy weet dit, en hy sal hy saad vat, eeuwe saad van arme Eva se tyd af, hy sal dit daar in die grond sit, dit begrawe, dit los, want hy weet die saad gaan ontkiem op die einde van die dag. Hallo, is hierso. Luister vir ons toe vanmôre. Hy gebruik saad. Onthou dat die ingang na die hart van die mens, of deur die deure van die hart, is jou oë en ore. So wat jy sien, wegsien, en na kyk, en wat ons hoor en na luister, word saad, dit word saad wat in vrugbare grond val. Ons moet eintlik voor die tyd, hy sê, ons moet elke gedagte gevangene neem tot in gehoorsaamheid van die woord van die Here. Ons behoort daardie saad, as die duiwel kom om in ons gedagtes te plant op die woord, moet ons dit al hier keer, hier so bo. Voordat dit afgaan in ons hart in, ons moet dit hier kan stop, ons moet hier kan vasvang, ons moet dit hier kan toets by die woord van die Here, en ons moet hier met ons ontslae raak met dit in ons land, because the battlefield is the mind. As jy jou gedagtes verloor, het jy verloor. Jy moet hier kan keer, die saad wat hier doodgemaak word, maar ons doen dit
nie, wil ons kyk na enige gemors wat daar is op die TV. Nommer 1. Ons luister na elke kinderstorie en elke ding wat die mense sê. Nommer 2. Maar ons verwag dat dit wat ons inneem en sien, moet in ons harte vrug dra wat hy gaan doen, maar as die verkeerde vrug wat gaan opkom op die einde van die dag, dan gaan vir jy wys, vanmorgen jy gaan skrik. Luister vir pastoor. Luister mooi. Lukas 8 vers 11 sê die saad is die woord van God. En so geld dit ook vir die gesproke woord. 'n Saad. Galasiërs 6 vers 7 sê, want net dit wat die mens saai, sal die mens ook maai. Dit sluit ons woorde in. Lukas 6 vers 45, 'n goeie mens bring die goeie voort in die goeie skat van sy hart. En 'n slegte mens bring die slegte voort in die slegte skat van sy hart. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So maak nie saak wat daar binne gesaai is nie. Dit gaan voortbring volgens sy soort. Onkruid bring voort onkruid. En goeie saad bring voort goeie vrug op die einde van die dag. Luister. Tweede punt. Kom ons kom by die kern van die boodskap vanmôre. Vers 25 sê die woorde. Maar terwyl die mense slaap. Dat die woordjie maar voor in daai vers is daar geplaas om 'n sterk punt te bewys. Die woordjie maar. As die woordjie maar in 'n sin is dit daar geplaas om 'n sterk punt te bewys. So die mense het geslaap, terwyl hulle slaap, luister wat die Bybel sê, het die vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Hy het onkruid gesaai tussen die goeie saad. Onkruid gesaai tussen die goeie saad. Nou wanneer het die saai eendag gekom? Die Bybel sê toe almal geslaap het. Toe almal toe rustig was, wie iemand by my opkom, hierdie mense het gaan lê, hulle het hard gewerk, hulle het hulle saadkoring gesaai, hulle het hard gewerk, hulle het hard gearbeid, en hulle was trots op wat hulle gedoen het, juist toe hulle skuld laat sak die aan, en in diepe slaap verval, toe slaan hy toe. En plant sy onkruid, luister mooi, nie enige onkruid nie, die Bybel sê, dat het gelyk soos koring. Die Engelse Bybel praat daarvan resembling weeds. Hy het nie geplant wat, kom ek noem 'n voorbeeld, hy het nie 'n vrugteboom geplant nie. Hy het saad geplant wat net soos die koring lyk. Hoekom? Sodat ek en jy nie kan agterkom wat in ons hart geplant het nie. Hallo. As jy nie agterkom wat in jou hart geplant is nie, gaan niks gebeur. Jy gaan aangaan met jou normale lewe. Elke dag aangaan en aangaan en aangaan. Jy gaan leef, jy gaan bid, jy gaan allerlei dinge doen tot op 'n dag wanneer daardie onkruid in jou binneste begin vrug gee. Dan kom jy agter my liggaam is nie lekker nie. Dan kom jy agter ek kan die Bybel lees nie. Dan kom jy agter ek kan nie meer bid nie. Dan kom jy agter ek rap opstandig. Dan kom jy agter ek doen allerlei snaakse dinge. Jy weet nie waar vandaan kom nie, maar terwyl jy geslaap het in die hand, fisies geslaap het, jy diep gekom en saad in jou lewe gesaai wat net soos die saad was wat in jou hart was. Kan ek so 'n bietjie verder gaan? Ek kom eers agter wanneer dit gebeur nie. Want niks binne verander nie. Weet jy, as jy gaan kyk na die statistieke, jy gaan bietjie rondgaan, weet jy, dan eers jare daarnaas kom mense agter hulle verander. Hy is nie meer dieselfde as wat hy was toe tot bekering gekom het. Hoekom?
Want die saad wat in hy hart gesaai is nie dieselfde as wat hy gedink, ek kan het nooit voel of gesien het nie, is naby dit wat in is daar, maar eers toe dit begin vrug dra te kom en agterwaarts iets verkeerd. Kom nou mense, jy het nooit siek geword, jy word ewe skielik siek. Jy het nooit pyn gehad, jy nou kry jy ewe skielik pyne. Kom nou, praat saam met my vanmôre. Jy het nooit finansiëel gesukkel, nou ewe skielik sukkel jy finansiëel. Jou besigheid het altyd goed gedoen, nou sukkel jy in die besigheid om besigheid te kry, om kliënte te kry. Waar kom dit vandaan? Jare terug, het jy terwyl jy geslaap het, daai saad in jou hart geplant, het iets agtergekom waarvan nie. Yes. Net wil vanmôre of jy iets mooi wys. En ek wil wys na die verskillende tye waar die Bybel van praat. In die Bybel. Hulle praat van die eerste waak, hulle praat van die tweede waak en hulle praat van die derde waak. Dis Bybels. Lees die Ou Testament, jy sien die Nuwe Testament. Nou as ons kyk na Matteus 26:20, as ons die beste voorbeeld wat ek kan gebruik vanmôre. Dit was die aand toe Jesus saam met sy disippels aan tafel sit by die laaste Pasga, gelees het die oor. En in vers 30, dan klaag het hulle gaan na die Olyfberg toe, Jesus en sy disippels. In vers 31 sê Jesus, sê vir hulle, julle sal aanstoot neem vir my in hierdie nag. Hy los die ander disippels daar, en neem vir Petrus, Johannes en Jakobus saam met hom te gaan bid, in die tuin van Getsemane. Onthou dit? Nou dit was die eerste nagwaak, vanaf 1800 uur tot 2100 uur, van ander woorde van 6 tot 9, was die eerste nagwaak. Jy kan nie mooi luister mooi. Jy gaan nou verstaan. Hy kom terug, en wat sy disippels slaap, want hulle was moeg. En hy sê vir hulle, waak en bid, sodat julle nie in versoeking val nie. Weer gaan hy bid, die tweede nag waak, vanaf 2100 uur tot 24 uur, maar van 9 tot 12, is die tweede nag waak. Die eerste nag waak gebid 9 tot 12, of 9, van 6 tot 9, toe weer van die tweede nag waak van 9 tot 12, en hy weer gaan bid. En hy kom terug en hy weer vind hulle die slaap, in vers 44 lees ons, dat hy hulle met rus gelaat het en weer gaan bid het, vir die derde keer gaan bid. En die derde maal toe gaan bid het, was het tussen 2400 uur en 3 die oggend. So hy begin bid 6 tot 9, toe hy begin bid 9 tot 12, toe hy gaan bid van 12 uur tot 3 die oggend, wat die derde nagwaak is, en dit word genoem in ons taal middernaggebed. Kyk vir my, word genoem middernaggebed. En Jesus kom terug, sê hulle staan op, dat ons gaan, want die oorlog was gewen. Wat nou die sap het gebeur daarna nie, hy het vrede in sy hart gehad, die oorlog was gewen, en die oorlog was gewen tussen 2400 uur en 3 die oggend. Middernaggebed. Kom ons 'n bietjie verder. Die mees aktiewe geestelike tydperk in die atmosfeer, 'n geestesriem, is die tyd van 12 tot 3. Kan ek dit weer sê? Die mees aktiewe geestelike tydperk in die atmosfeer, 'n geestesriem, is die tyd tussen 12 en 3. Dis die tydperk waarin bose aanvalle beplan geloods word. Ek wil iemand luister wat pastor vanmôre. Die bose programmering teen jou en my plaasvind tussen 12 en 3. En bose saad in ons lewe gesaai word
tussen 12 en 3. Wanneer het daardie dief gekom en die onkruid gesaai in die goeie saad? Ek sal aanneem, dit was tussen 12 en 3 die oggend gewees. Hulle werk volgens hulle beplanninge, hulle is georganiseerd in die geesteswêreld. Wat hulle doen hulle deeglik. As jy vanoggend vertel wat hulle alles doen, is jy hare reis. Teen jou en my. Terwyl ons slaap in die oggend, en terwyl ons niks doen nie. Rustig gaan slaap, nou vraag die vraag, luister wat pastoor sê, vanmorgen vraag vanmorgen. Wat het jy gedoen voordat jy gaan slaap het? Waarna het jy gaan kyk? Was die program wat jy ingeneem het? Was die ding waar jy oor gepraat het? Wat is die deur wat jy oopgemaak het? Mense, luister vir pastoor vanmorgen. Hy gebruik daardie ingange om jou die aand en die vroeë oggendure aan te val. En jy kom weer agter wat se klomp gemors in jou hart plant nie. Het julle geweet dat hulle geestesaltare opbou? 'n altaar vir jou huis, altaar vir my huis, 'n altaar vir hierdie kerk, en op daai geestesaltaar offer hulle bose offers om die kerk aan te val, jou huwelik aan te val, jou finansies aan te val, jou man aan te val, jou kinders aan te val. Ons weet dit eers nie. Al daai dinge wat plaasvind, dit word beplan en geloods teen jou besigheid, teen jou familie, teen jou huwelik en jou gesondheid en jou finansies. Hulle loods dit. Elke dag van die week. Wat 'n dag is, werk hulle. Elke dag doen hulle dieselfde ding. Bombardeer hulle jou huwelik, bombardeer hulle jou finansies. In jou slaap plant hulle saad en allerlei dinge wat later gaan ontkiem en gaan vrug dra. Luister, ons verstaan nie vanmôre die erns van die saad nie. En dan kla mense nog as jy moet gaan bid. Kom nou, jy gaan kla nog as jy moet gaan bid en weet klaag meer wanneer die onkruid in jou lewe ontkiem en vrug voortbring. Dan verstaan jy nie hoekom dit gebeur het nie. Maar die tyd toe dit gebeur het in jou lewe, het jy niks gedoen nie. Jy het nie gebid nie. Jy bid 1 keer 'n week, 1 keer miskien 10 dae, 1 keer miskien 'n maand, wat jy 'n paar woorde uitspreek en dink jy bid, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Ek sê jy moet so bid, dit gaan nie werk nie. Want die duiwel hamer jou elke dag op jou liggaam, op jou finansies, in jou huise. Hy hamer jou elke liewe dag en jy poer met 'n paar woorde rond. Here moet ons help. Ek sê vir die Here sal ons help. Hy sal ons moet help. Jy sê 'n paar woorde op, ek praat nie wat jy bid nie. Jy sê 'n paar woorde op die oggend. Jy sê vir die Here dankie vir die soete nag, ons is reg. Jy sê vir die Here dankie dat jy gesê dit is reg, is alles reg. Maar mense, jy weet nie wat in die aand in jou hart gesaai is nie. Jy weet nie wat se klomp dinge op jou losgemaak het nie. En nog 'n klomp meer dinge. Môreoggend gaan dieselfde wees. En elke oggend bring hy offers teen jou. Hy gebruik besiel, hy gebruik die atoombomme om ons te bombardeer. En ons sit in slaap. Ons sit in slaap. Trek ons skouers op wanneer dinge gebeur. Trek ons skouers op, ons weet nie wat om te doen nie. Ek sê vanmôre, Here help ons, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Luister. Derde punt. Wat gebeur hulle kom en as jy die spuitjies opskiet? Saam met onkruid is daar dieselfde ding gebeur daar. Dan weet ek 'n bietjie gaan kyk daar wat die verskil is tussen die onkruid wat daar gesien het soos 'n koring lyk en die koring as ek in die begin ken niks uitmaak. Dit lyk soos koring. Selfde.
As jy maar die oomblik wanneer daai onkruid vrug dra, is die koring wat hy dra, daai onkruid dra, verskillende kleur as die werklike koring. Die oomblik wanneer 'n kop steek in jou lewe, die oomblik wanneer dit vrug dra, jy kom agter, iets is verkeerd. Ek doen dinge wat ek nie moet doen nie. Ek sê dinge wat ek nie moet sê nie. Al die dinge wat jou pad langs kom, en jy kan dit verstaan nie. Nou luister vir pastoor, nie te sê jy elke dag in sonde leef nie, ek wys nie so toe nie. Elke dag verkeerde dinge doen nie, maar Here, ek bid dan, of Here, ek doen dit, Here, ek vas dan, Here, ek is elke dag in die kerk, elke son, ek doen al dinge, maar wat gaan aan? Wat gaan my lewe aan? Is die dief. Dit aankom. Dat tussen 12 en 3 die oggende, sy ding in jou lewe doen. Luister. Vra vir die hulle meester daar, die huisheer, en sê, het jy nie goeie saad gesaai nie, maar hier is dan onkruid saam met dit, en hy sê, 'n vyhandige mens, sê ons Afrikaanse Bybel, het dit gedoen. Hy het dit geweet. Hy was nie nou bekommerd oor dit nie, hy het geweet dat hy iets geweet. Hy was nie nou oor dit bekommerd, hy het geweet op die einde van die dag gaan ek ontslae raak van dit. Maar as 'n vyhandige mens het ingekom en die saad tussen die koring, die goeie saad, kom saai die onkruid. Vyhandige mens, en as die Bybel praat van 'n dief wat kom om te kom saai. Vra Here, moet jy wil hê ons moet bymekaar maak? Nee, sê hy. Dat jy miskien as jy die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee trek en hulle vertel dit, en ek stem saam, dat onkruid het die vermoë om daai koring en daai saad te versmoor. En wat dan gebeur, daai ding se wortels gaan om die wortels van die goeie saad. En as jy nou kom maar onkruid uittrek, gaan jy ook die goeies uittrek. En die enigste manier hoe jy kan doen nou, is om te wag tot dit ryp word, tot het kop uitsteek, en dan, daar kan jy dan dit hanteer, om dit uit te trek, eerst uit te trek, en van het ontslae te raak en te verbrand, in bondels te verbrand, en dan die koring, julle kan bring na my stuur sê, ons weet nie wat gesaai is, in ons lewe in die aande nie, totdat die kop uitsteek in ons lewe, dan weet ons wat het is. Dit kan enige ding wees, mense. Enige ding. Weet jy, ek weet van mense wat my kom praat, ek nie aan gedink dieselfde ding as nie, maar wat deur dinge gegaan, gewoon gegaan, gebid, die kere gaan, en al die dingetjies gedoen het, en op 'n dag net nie, of die hel losgebars het. In hulle lewens. Toe hy saad ontkiem, en dit wat hy saad was, het oorgeneem, en die karaktertrekke van hy saad, het hulle geopenbaar deur hulle optredes, deur hulle woorde, wat ook al gedoen het. Dan kom jy agter wat die duiwel doen, en jy moet verstaan wat pastoor sê, hy is daar om te slag, te steel en te verwoes, dis sy missie. Hy wil ontslae raak van jou, hy wil ontslae raak van my, hy wil ontslae raak van hulle wat God vreesend is, wat Here die met hulle hele wese. Hy wil hy bande van heiligmaking oor ons lewe breek. Hy wil ons terugtrek in die wêreld in. Hy wil met ons deel, hy wil heeltemal ontslae raak. Want Psalm 91 vers 10 sê, dat geen onheil sal my tref en geen plaas na my tent kom nie. Maar die Here beskerm ons. Luister, bose magte, wat in my drome my aanval en bose saad in my lewe saai, kan ons bid en kragteloos stel voor die tyd. En dis so belangrik is, dat voordat jy gaan slaap, voordat jy jou kop op hy kussing lê,
Maak nie saak of jy die TV-program gekyk het, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Daar kan bid en vra dat die Here jou sal beskerm teen die aanslag van die vyand. Want tussen 12 en 3 is die besigste tyd in die geestelike realm. En ons weet dit vanmôre, en dis hoekom ons moet werk maak van dit, om die werke van die vyand te stop in oor ons huis, en oor ons familie, en oor ons kinders en kleinkinders, en oor ons finansies, ons besighede. Dit kan stop in hulle spore in Jesus Christus se naam. Ons het die gesag en autoriteit om dit te doen. Verstaan? Ons kan nie net alles sê dat Gods water en Gods akker loop, en ek weet wat die waarheid is, en ek weet wat om te doen, en ek weet hoe om te hanteer nie, en ek doen niks omtrent dit nie. Pastor het hier gesê, as jou kind sekere karaktertrek openbaar, wat in jou lewe was, toe jy as sondaar geleef het, maak werk daarvan. Nie môre nie, nou. Môre kan te laat wees. Oormôre kan te laat wees. Maak werk van dit nou. En kanselleer daardie dinge oor jou kinders en kleinkinders. Kanselleer dit as dit kragloos en maak dit deur toebereiding om kans te kry in Jesus Christus se naam. Doen dit. Moet nie, en baie mense doen dit, moet nie saamstem. Moet nie 'n grappie maak van dit nie. Moet nie lag oor dit nie. Doen iets omtrent dit en kanselleer dit in en oor jou lewe, jou kind se lewe, kleinkinders se lewe, en stop dit, soos wat jy gesê, stop daai sirkel van mislukking onmiddellik in hierdie geslag. Stop dit. Ja. Ek wil miskien volgende week op gaan praat oor iets baie interessant. Oor twee tipe sondes, soos ek wil nie sê sondes, maar twee tipe sondes. Die een is die pakket wat oorkom van ons verlede af. Die Bybel sê ons word ons sonde gebore. Ons word, Dawid sê, ons word in ongeregtighede gebore. Dink iets wat saambring van ons voorouers af. Dink iets wat saambring van ons voorouers af, wat saam met ons kom. En net op 'n dag, iewers skielik dan ontplof jy. Jou meer hardloop weg. Jy vloek en skelle gaan te keer, jy weet waar dit vandaan kom nie. Dit kom van daardie kant af. Dan los dit as niks vir 'n paar maande niks nie. En dan gebeur weer skiet, is van daardie kant af wat dit kom, van jou voorouers se tyd af, wat jy daai pakket teerkom na jou toe gaan oor gesels. Moontlik volgende week ek sou sien. Dis dinge wat ons nie van weet nie, wat die duiwel teen jou en my gebruik op 'n dag. Ons kan nie geestelik groei nie, ons kan nie na bo uitkom nie. Ons verstaan nie hoekom ons vashou is soos 'n elastiese band wat ons terugtrek elke keer. As ons by punt kom en dit ons deur dit dan trek ons terug weer in ons eie reëling. Maak werk van dit, moet dit nie los nie. Moet dit nie los nie. Moet dit nie los nie. En ek wil vanmôre, wil ek die kokboodskap sluit, en ek wil vanmôre vir u 'n gebed doen. En saam met u vanmôre wil ek dinge breek oor jou lewe. En ek wil jy as jy in die aande gaan slaap, gebruik jy die gebed, maak jy saak wat jy doen nie, maar moet nie toelaat dat die duiwel daai klomp gemors in jou kop kom plant nie, in jou hart kom plant, saad losmaak wat jou lewe kan vernietig nie. Maak werk van dit. Is jy reg vanmôre? Stem saam met my, soos ek bid vanmôre in Jesus naam. Bose magte, en ek help as jy wil, bose magte, almal saam, bose magte, wat my en my drome aanval, en bose saad, aan my lewe saai, is nou gebind, deur die krag
in die vuur van die Here, in die magtige naam van Jesus Christus. Elke bose merk wat in die nag op my gesit word nou uitgewis deur die bloed van Jesus Christus. Luister mooi, sê saam. Elke siekte en krankheid en pyn wat in die nag op my gelê word, is nou kragteloos en verdor deur die krag en die bloed van Jesus. Alright, luister mooi. Ons splinter vanmôre elke kamp van die Egiptenare, ons vyande, en ons vat terug wat regmatig ons is in Jesus Christus se naam. En hy sê amen daarop. Ons splinter hulle vanmôre in Jesus naam. Ons splinter die werke van die Egiptenare vanmôre in Jesus naam. Luister mooi, sê vir my, ek bind vanmôre die sterk man wat verwoesting wil saai in my huis, in my huwelik, in my finansies. Die woord van die Here tref jou tussen jou oë. Jy val nou in Jesus naam en ons skap jou kop af. Dieselfde wapen wat die teen ons wil gebruik. Kan jy sê amen op dit ook vanmôre? Prys hom. Help ons saam met my verklaar alle bose rituele en sataniese gebede oor my, in my huis, nietig en kragloos deur die krag en die bloed van Jesus. En dit wat in die nag teen my huis beplan is, aborteer en vergaan in Jesus Christus se naam. Die laaste luister mooi. Die vuur van die Here vernietig elke bose patroon in die geestesriem teen my en my huis in die naam van Jesus. Kom ons sê dankie vir die Here vir ons. Hy het geen reg nie, hy sit er nou, hy weet wat gaan gebeur, hy sit er nou, want hy weet wat wag vir hom, hy sit er nou, want hy weet ons gaan sy werke verbreek en kragloos stel. Doen dit mense, moet nie dit toelaat in jou huis nie, moet nie toelaat in jou lewe nie, moet nie toelaat in jou finansies nie, moet nie toelaat in jou besigheid nie, moet nie toelaat nie. Punt daar dan kanselleer hom, stel hom kragloos, dryf hom uit, ons het die gesag en autoriteit om te doen in Jesus Christus se naam. Want daar's krag in sy naam en daar's krag in die bloed van Jesus Christus. Kan jy sê amen vanmôre? Ons staan, Vader, dankie. Ons is so dankbaar. Hy vlug vanmôre, ek sien hom hardloop, hoe hy pakkie van ons saam met hom trek en vlug, want hy weet. En jy wil gryp die bloed van Jesus vanmôre. Elke demoniese mag gryp die bloed van Jesus. Elke demoniese mag wat hy beplan, hy kan nie naar ons kom nie, hy gryp die bloed van Jesus Christus. Gryp die bloed van die lam. Ons dankie vanmôre vir die uitkoms, ons dankie vanmôre vir 'n wonderwerk, ons dankie vanmôre Here vir ons gebed beantwoord, ons dankie vanmôre vir oorwinning in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus. En ons prys U daarvoor, dat ons dit sal toepas in die week, sal toepas Here, en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.